Hoofstuk 12 vers 4. En sy stert, dit is nou die draak se stert, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Ok, nou in die Bybel word die stert gereeld in kontras gestel met die kop, as 'n kontras tussen die wat heers, naamlik die kop, en die wat onderdanig is, naamlik die stert. Ons lees onder andere in Deuteronomium 28 vers 13, Moses sê vir die Israeliete, en dis nou onder die verbondsvoorwaardes van Deuteronomium 28, jy onthou Deuteronomium 28, behels die verbondsvoorwaardes, die seën wat met dit gepaard gaan as jy by die verbond hou, en die vloek wat kom as jy nie by die verbond hou nie. En daar staan, hoofstuk 28 vers 13, dis nou deel van die seën, en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. Menende, hulle sal nie onderdanig wees, soos hulle aan die Egiptenare was, of soos hulle aan die Babyloniërs was nie, maar sal heers oor hulle self. Hulle sal die kop wees, hulle sal nie die stert wees nie. In dieselfde hoofstuk, in Deuteronomium, sien ons ook een van die vloeke, wat kom met die verbreking van die verbond, waar ons lees in vers 44 van hoofstuk 28. Hy sal aan jou leen, maar jy sal aan hom nie leen nie. Dis nou aan ander nasies en so aan. Hy sal die kop en jy die stert wees. So die vloek, as jy nie by die verbond hou nie, is weer, dan sal jy nie die kop wees nie, jy sal die stert wees, hy sal aan jou geld leen, jy sal nie die een wees wat genoeg geld het om aan ander te leen nie. Dis waarop dan nou neerkom, menende, die een wat moet geld leen, is die een wat onderdanig is, aan die een wat die geld uitleen. Die een is die kop, die een is die stert, die een is bo die ander een. Die een wat die geld moet leen, is die onderdaan, aan die een wat die geld geleen het. Die draak, of althans die duiwel, is natuurlik die kop. En die sterre is die onderdane, aan die stert se kant, soos ons dit dan nou hier sal sien. Nou die sterre in hierdie geval, is die gevalle engele. Ons sal meer hieroor noem, wanneer ons kyk na die oorlog in die hemelafdeling. Ons sien, hierdie afdeling van ons eindig by vers 6, dan die volgende afdeling begin weer by vers 17, en strek aan tot by die einde van die hoofstuk vers 18. So ons sal weer hierna kyk by die volgende afdeling, wat genoem word, die oorlog in die hemel, wat strek vanaf 7 tot 18. Maar daardie gedeelte, soos ons nog sal sien, volg nie, en dis waar ons dan nou sal kyk in die toekoms, dit volg nie kronologies op ons huidige gedeelte, naamlik die vrou en die draak nie. So die volgende gedeelte volg nie op ons gedeelte nie. Okay? Daardie gedeelte is weer eens 'n herhaling van die afdeling waarmee ons nou besig is. Ons gaan in meer diepte daarna kyk, wanneer ons begin met die volgende afdeling. Maar ten minste moet ons net nou weet, dat die volgende gedeelte is 'n herhaling. Dit is nie 'n kronologiese opvolging van ons gedeelte wat eindig in vers 6 nie. Nou hierdie herhaling sal in meer besonderhede hanteer word in die inleiding van die volgende afdeling, maar wat ons ten minste nou al kan sien, is die herhaling van hierdie vers, soos ons dit dan nou gaan vind in vers 9 van die volgende afdeling, waar vers 9 dan vir ons gaan sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Hy word nie 2 keer neergewerp nie, sy engele, of sy gevalle engel, word nie saam met hom 2 keer neergewerp nie. Nee, is 'n herhaling. Dit is eintlik oorgeloop dat dit 'n herhaling is, of Satan is al 'n paar keer uit die hemel uitgegooi. Okay? Dit is soos die mense wat hom probeer bind in die charismatiese beweging. Hulle bind hom en dan kom hy die hele tyd los. Dan bind hulle hom weer en dan kom hy weer die hele tyd los. Dis nie wat hier gebeur nie. Dis 'n herhaling van een ding wat gebeur het. En ons sal sien, daar's eintlik, julle kan eintlik, dis eintlik interessant, gaan doen selfstudie, gaan lees ons gedeelte tot vers 6, dan lees jy die volgende gedeelte en jy sal sien hoe verskriklik baie ooreenkomste daar is
met ons gedeelte en die volgende gedeelte. Omdat dit herhaling is. Nou ons kan weet dat die draak of althans die duiwel ook in ons afdeling neergewerp is op die aarde saam met die sterre, want hy sou nie andersins voor die vrou kon staan wat op die punt is om te baar nie. Dit word nie in soveel woorde gesê nie, maar ons kan weet hy word ook neergewerp op die aarde, soos in die volgende gedeelte. Anders sou hy nie op die aarde gestaan het voor die vrou wat besig is om te baar nie. Hy sou ook nie die sterre saam met hom kom meesleep, indien hy nie ook neergewerp is nie. Dit is 'n ander punt. So hy saam met hulle neergewerp. En waar die kop gaan, gaan die stert. Dit is eenvoudige logika. Die engele volgens vers 9, wat saam met hom neergewerp is dus niks anders as die sterre waarvan ons teks praat nie. Die sterre is die engele. Dis wat vers 9 vir ons sê, hulle is. So die sterre is die gevalle engele. Nou hierdie skrif word ook gereeld gebruik as 'n verwysing na die idee dat 'n derde van die engele wat bestaan, gevalle engele is. En ek dink baie van julle het seker al gehoor, dat 'n derde van alle engele is demone, 2/3 is goeie engele. En dit word baie keer so uitgedruk deur, dominees dan as jy wil, pastore. Nou dit is nie noodwendig die geval nie. Dit is nie noodwendig die geval, dat 1/3 van alle engele gevalle engele is, en 2/3 is nie gevalle engele nie. Ek dink, hierdie is die skrif waarop hulle steun om dit te sê, maar ek dink jy kan dit noodwendig sê nie. Aangesien nommers, soos ons al gesien het, selde letterlik bedoel word in die boek van Openbaring, en dit eerder simboliese betekenisse dra volgens, soos ons ook al gesien het, die genre van 'n boek soos Openbaring, wat 'n profetiese boek is. Wat ons ten minste kan sê, is dat dit waarskynlik is dat die hoeveelheid gevangene engele wat bestaan aansienlik minder is as die engele wat nie gevalle engele is nie. Dit kan ons waarskynlik sê. Dit is ook nie onwaarskynlik dat hulle as 'n derde uitgebeeld word, juis om hulle betrokkenheid te bevestig en om hulle te assosieer met die oordeele wat ons by die trompette gesien het nie. Dit is nie onwaarskynlik om 'n assosiasie te trek tussen die gevalle engele en die oordeel wat ons by die trompette teëgekom het nie. Want ons het gelees in Openbaring 8 vers 6 tot 12 die volgende. En die sewe engele met die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas, en die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi, en 1/3 van die bome het verbrand. En al die groen gras het verbrand, en die tweede engel het geblaas, en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi, en 1/3 van die see het bloed geword, en 1/3 van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en 1/3 van die skepe het vergaan, en die derde engel het geblaas, en 'n groot ster soos 'n fakkel het gebrand, het uit die hemel geval, en dit het geval op 1/3 van die riviere, en op die waterfonteine, en die naam van die ster word genoem Alsem, en 1/3 van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het, en die vierde engel het geblaas, en 1/3 van die son is getref, en 1/3 van die maan, en 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word, en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. So dit is dus nie onwaarskynlik dat die gevalle engele as 1/3 van die engele verteenwoordig word, nie om hulle numeriese waarde te illustreer nie sodat ons kan bereken, maar hoeveel gevalle engele is daar nou eintlik nie? Ek dink dit is hoekom hulle uitgebeeld word as 1/3 nie. Sodat ons nou kan uitfigure, maar hoeveel demone is daar nou? Want dit is mos belangrik vir ons om te weet. Nee, ek dink dit is hoekom daar gesê word, hulle is 1/3 nie. Dit is eerder om die verwantskap te trek, in my opinie, en hulle betrokkenheid te bevestig met die oordeele waarvan ons vroeër gelees het in Openbaring. Waarskynlik. Om te wys, maar daar was 'n demoniese teenwoordigheid in die oordeel wat gekom het. Hulle was betrokke gewees. En dit is waarskynlik hierdie wat neergegooi word, wat betrokke was. Hierdie derde.
Nou ons sal verder sien, die skrif sê wat op die punt was om te baar, die vrou wat op die punt was om te baar. Nou ons sal meer hieroor sê, weer eens in die inleiding van die volgende afdeling, maar wanneer het hierdie gebeur? Wanneer was hulle neergegooi? Wanneer was die Satan neergegooi aarde toe? Wanneer het hierdie gebeur? Dit het gebeur voor of rondom die tyd wat die vrou op die punt was om te baar. Dis wat die skrif sê. Toe die vrou op die punt was om te baar. Hierdie spesifieke verwerping van die duiwel en die gevalle engele vanuit die hemel, glo ek, is nie 'n verwysing na die demone of die demoniese ryk by die val van die mens aan die begin van tyd. Ek dink nie dis waarvan hier gepraat word nie. Ek dink nie dit verwys na iets wat lank terug gebeur het, toe Johannes hier gesien het nie. Ja, die duiwel het gesondig en afvallig geraak aan die begin van tyd, net voor die sondeval. Ja, hy was afvallig. Maar ek glo nie, dit is wat hier beskryf word nie. En ook nie met die volgende gedeelte, waar ons die oorlog in die hemel sien nie. Ek dink nie dit praat van die begin van tyd nie. Ek dink dit praat van dinge wat gebeur het, toe die vrou op die punt was om te baar. Wie te baar? Jesus te baar. Die seun. Nou in die herhaling waarvan ons lees in Openbaring 12 vers 2 tot 13 lees ons die volgende: Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede. Nie na Adam en Eva toe neergedaal nie, die bewoners van die aarde of die bewoners van die land. Dit is in Openbaring was nog heeltyd 'n verwysing na wel die area van Juda, nie waar nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Hy het min tyd. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Nou die periode van tyd vanaf die skepping, toe die duiwel afvallig geraak het, tot die geboorte van Jesus is plus minus 4000 jaar, 4 of 5000 jaar. Dit is nie min tyd nie. 4 of 5000 jaar is nie min tyd nie. Want ek meen die skrif sê, hy het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Maar daardie periode van tyd, as die neerval, waar hy neergewerp word aarde toe, hy weet hy het min tyd, 4 of 5000 jaar is nie min tyd nie. Inteendeel, dit is baie tyd. Verder meer, hierdie gebeure word oorgedra vanaf die oogpunt, dat daar nie baie tyd verbygegaan het, van dat die duiwel neergewerp is, tot die tyd wat hy die seun wat gebaar word begin vervolg het, naamlik Christus nie. As ons hierdie skrif lees, kry mens glad nie die indikasie dat daar baie tyd verbygaan tussen sy neerwerping en sy vervolging van die seun nie. Want dit sê, daarom wees verheug, vers 12 en 13, daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Mens kry nie die idee dat daar baie tyd verbygaan. Hy is neergewerp toe duisende jare en daar's min tyd, en toe begin hy die seun te... Daar's nie die idee dat daar baie tyd verbygegaan het in daardie vers nie. En hierdie interpretasie maak ook sin wanneer ons Lukas 10 vers 17 tot 19 lees, waar staan, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en op skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. En ek glo nie Jesus verwys na iets wat 4000 jaar vroeër gebeur het nie. Of ergens in die toekoms gaan gebeur nie, selfs. Ek glo hy verwys na iets wat gebeur het rondom die tyd van sy inkarnasie. Want dit is die idee wat oorgedra word, hy het dit gesien. Want dit skep ook die nodige konteks
vir hoekom die disippels nodig gehad het om mag oor demone te hê, nie waar nie? Hoekom het die disippels nodig in daardie tyd om mag oor die demone te hê? Hoekom het die profete nie daai mag nodig gehad nie? Hoekom sien ons nêrens dat daai mag nodig was in die Ou Testament nie? Want ek dink hulle was neergewerp nie. Ek dink die konteks in Lukas gee vir ons idee dat rondom Jesus se inkarnasie het hy die duiwel soos 'n donder sien val. Daarom word daar vir die disippels mag oor demone gegee, want sy stert het die sterre saam met hom gesleep. In daai tyd. En die tyd wat hy het is min. Inteendeel, hy het miskien 70 jaar van Jesus se geboorte af tot die val van Jerusalem. Dis die idee rondom tyd wat ek kry as ek hierdie gedeelte lees en die gedeelte in Lukas. En mens mag dalk nog huiwerig wees om dit aan te neem, maar ek gaan vir julle baie meer duidelik aan wys vanuit die skrif dat dit wel die geval is, as ons kom by die inleiding van die volgende afdeling. So hou net vas, sit dit op ys, ons gaan meer hieroor praat as ons kom by die inleiding rondom die volgende gedeelte rondom hoekom ek sê, hierdie was iets wat gebeur het rondom die tyd van Jesus se inkarnasie. So ons gaan terugkom na die tyd wanneer hierdie gebeur het. Maar daar is net 'n voorlopige stelling wat ek wil maak. En net laastens, bloot net uit 'n observasie oogpunt, kan ons die argument maak dat ons nie veel demone sien in die 4000 jaar voor Christus se geboorte onder die Ou Testament nie. Ons sien dit nie baie nie. Ons sien wel demone, maar ons sien nie baie nie. Hulle is skaars. Hulle kom miskien 4 of 5 keer voor in 'n kwessie van 4000 jaar se geskiedenis soos dit vasgevang word in die Ou Testament. Hulle is baie skaars. Okay, ons weet van die demone wat 'n leengees was in die profete, dis een, maar dis een van 3 of 4 gevalle waar ons demone in die hele 4000 jaar van die Ou Testament sien. En Saul, ja. So daar's baie min sulke gevalle in die Ou Testament. Die kom ons sê 60 jaar wat vasgevang word in die Nuwe Testament, sien ons eksponensieel meer demone in daai 60 jaar waaroor die Nuwe Testament handel, eksponensieel meer demone, as wat ons in die hele 4000 jaar voor dit sien in die Ou Testament. Ek gaan tel hoeveel demone in die Nuwe Testament sien in daai kort periode van tyd. Dis baie. En ek meen daai een ou wat by die graf was, wat die legioen gehad het. 'n Legioen was 5000. Noem my legioen, want ons is baie. 5000 demone net by daai een ou, of daai 2 ouens. So bloot dit uit 'n observasie oogpunt kan ons die argument maak dat ons nie veel demone sien in die 4000 jaar voor Christus se geboorte onder die Ou Testament nie, en ons sien ook nie veel demone nie. Ek sê nie daar's glad nie, ek sê ons sien nie veel demone na 70 na Christus nie, soos wat ons gesien het in daai periode van tyd nie. So dis net bloot uit 'n observasie oogpunt. Jy sien nie dat daar mense oral rondloop met demone in hulle nie. Jy sien dit net nie. En jy sien dit nie net nie by ons nie, jy sien dit nêrens nie. Waar in Jesus se tyd, daai periode van tyd was dit algemeen. Ek bedoel ons was oral mense met demone. Die Here het die hele tyd mense met demone gesond gemaak. Die ou wat homself in die vuur gooi. Die mense wat by die demone wat in die varke ingaan. Daar's 'n hele tyd mense met demone gewees. Die meisiekind wat kon waar sê in Handelinge het ons gesien en so meer. Maar ons sien nie veel demone voor daardie periode van tyd, maar ook nie na daardie periode van tyd. Bloot net uit 'n observasie oogpunt. Maar soos ek sê, ek sal met ons inleiding tot die volgende afdeling sal ek meer skriftelike bewyse gee as dit wat ek nou gegee het. Vir hoekom ek sê hierdie gedeelte verwys na die periode van tyd rondom die inkarnasie van Christus. In my opinie. En dan laastens, en om af te sluit, ons is nou redelik haastig hierdeur, die skrif sê,
sodat hy haar kind sou verslind. Nou die feit dat die duiwel staan voor die vrou is nie noodwendig 'n letterlike verwysing na hy wat gaan staan het voor Maria en gewag dat sy 'n kind kry nie. Maar eerder dat hy reg is om Jesus te vervolg, die oomblik wat hy voortgebring word vanuit die goddelike saad. Van die goddelike saad, die uitverkorenes, die kerk, die gemeente, die gelowige gemeenskap, is wat die vrou is, soos ons geargumenteer het. So hy staan nie letterlik daar en wag vir letterlike Maria nie. Nee, hy bepaal of hy beplan dit deur die manier hoe die duiwel ons beplan, deur mense. Soos ons laasweek gesien het, hy doen alles deur mense. Dis nie hy wat Job sy beeste gaan doodsteek het nie. Dit was die Saldeërs en ander mense wat sy nametjie kan onthou nie. So hierdie is nie 'n letterlike verwysing, daai gedeelte wat sê sodat hy haar kind sou verslind nie. Hier is nie 'n letterlike verwysing na hy wat voor Maria staan nie, maar eerder dat hy reg is om Jesus te vervolg, die oomblik wat hy voortgebring word vanuit die goddelike saad. As die profetiese vervulling vanuit die geslag van Dawid. Hy was reg om die profetiese vervulling van Jesus Christus aan te val. Dis waarvoor hy reg was. Want hierdie is profetiese vervulling. Ek het 'n teken in die hemel gesien. Dis profetiese vervulling. En Christus se geboorte was profetiese vervulling. So weer eens, die duiwel self staan nie reg met sy spies om mense dood te steek nie. Hy werk deur mense. En dit waarvan ons lees dan in Matteus 2, vers 16 tot 18, kan ook nie anders, in my opinie, as onder demoniese invloed gebeur nie. Dit wat ons daar lees, moet onder demoniese invloed gebeur. Want wat lees ons daarso? Toe Herodes sien, dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder, laat ombring. Ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween en 'n groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Die feit dat die draak as 'n teken gesien word in die hemel, verwys na die feit dat profesie op die punt gekom het om tot vervulling te kom. En die duiwel is deel van daardie profesie wat tot vervulling kom. Onder andere sien ons dat deel van daardie profetiese vervulling is sy vervolging van Christus deur die hande van Herodes. En ons weet dit is profetiese vervulling, want Jeremia het dit geprofeteer. Ek het 'n stem in Rama gehoor, 'n weenklaag. So ons weet dis profetiese vervulling, ons weet die vervolging van Christus, daai wat al die seuns doodgemaak word deur Herodes, is profetiese vervulling, en die duiwel wat in die hemel, of die draak wat in die hemel gesien is 'n teken om profetiese vervulling uit te beeld. Dis waarvan ons lees. En my argument is dus, dat Herodes was onder demoniese invloed. Want wie maak 2-jarige seuns dood? Van 'n hele streek. En seuns wat jonger is as dit. Wie doen dit? Niemand nie. Jy moet besete wees om dit te wil doen. Jy moet onder demoniese invloed wees om te sê, ek het gehoor, daar is 'n kind wat gebore is. Hulle sê hy is die koning. Kom ek gemaak al die seuns dood in die aarde en ek hoop ek kry hom ook onder dit. Niemand doen dit nie. Jy moet onder demoniese beset wees om dit te wil doen. En dis wat daar gebeur het. En dis profetiese vervulling, want Jeremia het geprofeteer dat dit gaan gebeur. Hoekom? Want die duiwel is deel van profetiese vervulling. Van Genesis af al, waar dit sê, jy sal 'n hakskeen byt, maar sy sal jou kop vermorsel. Die duiwel was al deel van profesie van Genesis se tyd af al. Jeremia het daarvan geprofeteer. Johannes sien die teken in die hemel, dat die profesie tot op die punt gekom het om vervul te word. En die duiwel word neergewerp aarde toe. Toe die vrou reg was om te baar, sê die skrif,
En hy weet sy tyd is min, so wat doen hy? Kom ons maak al die seuns dood. Kom ons loods 'n groot aanval. En selfs daardie aanval is die vervulling van profesie, soos Jeremia daarvan geprofeteer het. So ek glo dat hierdie gedeelte, hierdie waar Satan en sy makkers uit die hemel gegooi is, en ek gaan 'n paar interessante argumente bring vanuit die skrif, as ons by die volgende afdeling kom, het gaan nogal interessant wees. Maar ek meen nou al behoort ons te kan sien, dat dit is iets wat gebeur het rondom daai tyd. Daar is nie duisende jare wat verbygaan, tussen hy wat neergewerp word, en nou staan hy reg om die vrou te vervolg wat die seun, naamlik Christus, gaan baar nie. Nee, hy is reg om sy aanval te loods, want hy weet sy tyd is min. Maak dit sin? En dit is vers 4 dan. En volgende week sal ons aangaan met vers 5. Maar ek dink as mense dit so sien, dan begin dit ook baie meer sin te maak. En dit kan ook skriftelik ondersteun word. En ek dink is 'n baie moeilike hermeneutiek om vol te hou, om nou moet jy spring na die begin van tyd toe. Nou is ons weer in Jesus. Nou is ons weer duisende jare in die toekoms. Nou is ons weer by Jesus. Nou is ons weer by die begin van tyd. Ek dink hier is wat nie plaasvind nie. Soos ek gesê het, ek dink Openbaring het een tema. En die tema is hoofsaaklik wat gebeur het in daardie 70 jaar. En ek dink die val van Satan en daai oorlog waarvan ons die volgende afdeling gaan lees, het spesifiek rondom Jesus se inkarnasie se tyd plaasgevind. En dis waar ons in die interessante goed gaan inkom, soos die duiwels wat vir Jesus vra, het hy gekom om ons voor die tyd te straf? Hulle weet hulle tyd is min, hulle weet hulle tyd is naby, maar het hy nou gekom om ons voor die tyd te straf? En dis ons teks vir vandag, die draak is Satan, die sterre is sy makkers, en hulle is reg om die kind te verslind. Die tyd is Jesus se inkarnasie. Enige vraag? Nee, oor Okay. Dis al vrae wat toegelaat word. Is oor hierdie gestuk. Okay, laat ek vir ons afsluit. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die waarheid, Here, en ons dankie dat ons kan sien dat U werklik waar oor die dood getriomfeer het en Here, U die krag en die mag van die duiwel verbreek. Here, en omdat U dit verbreek het, kan ons ook nou in vryheid lewe, wetende dat ons vry is van hierdie demoniese invloed, Here. Ons is vry om U te aanbid sonder 'n kommernis, Here, dat U ons gaan verlaat, of dat U nie met ons gaan wees nie, of dat ons besete gaan wees. Maar Here, laat ons kan weet dat U Gees in ons woon. Want Here, U het tog gesê, U moet hemel toe gaan, sodat U die helper kan stuur. En Here, hoe dankbaar is ons dan nie vir U helper wat U gestuur het nie, wat wel in ons woon, en die woord aan ons openbaar, en ons leer om gehoorsaam te wees, Here. Help ons maar net, Here, deur die krag van die Gees, om gehoorsaam te wees aan die gebooie, te doen wat reg is in U oë. Maar Here, alle lof en dank kom U naam toe, dat U wel oor die doderyk getriomfeer het, Here, soos Kolossense ons ook leer U het. Mag U naam verheerlik word tot in alle ewigheid. Amen.